Goeiemiddag baie, welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail. En in hierdie video gaan ons Genesis 28 doen. Ek lag nou want ek sien die opskrif van Genesis 28. Droom en gesig van Jakob by Bethel. Die rede hoekom ek lag is omdat ek dink is Jakob 33. Ek kan nie dink ek het dit neergeskryf op my desktop. Hierso. Want God spreek op dis Job 33 vers 14. Want God spreek op op 2 maniere, maar die mens let daar nie op nie. Vers 15. In die droom, in 'n nagesig, as diepe slaap op die mens val, tydens sluimeringe op die bed, dan open hy die oor van die mense en hy druk die seël op die waarskuwing aan hulle, om die mens terug te hou van sy onderneming en trotsheid vir die man te verberg, sodat hy sy siel kan red uit die kuil en sy lewe, dat dit nie omkom deur die spies nie. Dis nou drome, nie? So, ek droom baie. Ek droom ontsettend baie. En ek vra baie vir die Here insig, dat die Here vir my help om hierdie drome uit te lê. Want jy kan kyk na droomboeke en na websites, en die een mens sê so, en die ander mens sê so, so mens kan maar net bid vir die Here, en vra vir die nodige insig, dat die Here vir jou kan die droom uitlê, help om die droom uit te lê. En dis 'n realiteit. Die Here praat met 'n mens in drome. Dis definitief 'n realiteit. Okay, so, Genesis 28. Kies, het ons net gou vir die Here vra om van sy woord oop te maak. Liewe Jesus, baie dankie vir 'n geleentheid om u woord beter te leer ken. Hier waar ons vanmiddag u woord lees en leer, maak asseblief vir ons oop wat moet oopgemaak word. Help ons om te sien wat moet gesien word, en help ons om te hoor wat ons moet hoor, en help ons om te leer wat ons moet leer. Ons bid dit in Jesus se naam, amen. Okay. Genesis 28. Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën, en hy het hom bevel gegee met die woorde: Jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Maak jou klaar, gaan na Paddan Aram, na die huis van Bethel, jou moeder se vader, en gaan haal vir jou daar 'n vrou uit die dogters van Laban, jou moeder se broer. Jy moet familielid gaan kry, nee. En mag God die Almagtige jou seën en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, sodat jy menigte van volke kan word. Maar nou, voor ek verder lees, in hoofstuk 7 het Jakob, het Esau agtergekom, dat Jakob het sy seun gevat. En toe het Isak gesê, maar, skus, ek het nou klaar die seun vir jou broer gegee. En toch roep Isak om. Hy sal so kwaad vir my kind gewees, dat ek sal net met hom gepraat het nie. Here moet my vergewe. En ek is, okay, so, toe sê Isak vir Jakob, en mag hy jou gee die seun van Abraham aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem wat God aan Abraham gegee het.
So het Isak Jakob dan weggestuur en hy het na Padan Aram gegaan, na Laban die seun van Betuel die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jakob en Esau. Toe Esau sien dat Isak Jakob geseën het en hom na Padan Aram weggestuur het, om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde, jy mag geen vrou uit die dogters van Kanaan neem nie. En dat Jakob na sy vader en sy moeder geluister het om na Padan Aram te gaan, en toe Esau sien dat die dogters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isak, het Esau na Ismael gegaan, en Maalat, die dogter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. En Jakob het uit Beersheba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik. Terwyl die engele van God daarlangs opgeklim en daarlangs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isak. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Ek wil net hierdie stukkie verstaan. Jakob word geseën deur Isak, né? En hy lieg. En toe kom Isak agter hy lieg. En toe kom Esau en sê vir sy pa, dit het nou gebeur en wat not. En toe roep Isak weer vir Jakob en sê, hiermee sien ek jou verder. So dit kan wees dat ek het jou nou klaar geseën, so ek moet die seën klaar maak. En hier kom God in 'n droom na Jakob toe en hy seën hom soos weer. Nadat hy gelieg het, ek verstaan nie dit nie. Die enigste ander ding wat ek aan dink is, die feit dat Isak hom klaar geseën het, kanselleer die krap wat hy gedoen het uit, en God sê, ek seën jou nog steeds, want jou pa het jou geseën, en daai seën wat jou pa vir jou gegee het, kanselleer die slegte ding wat jy gedoen het uit. Dis hoe ek dit verstaan. Want hoekom sal God in 'n droom aan Jakob verskyn, nadat hy aan Esau gedoen het wat hy gedoen het? Die Here moet my help dat ek dit verstaan, want ek verstaan nie dit nie. En ek is nou sommer kwaad vir Jakob. Ek verstaan nie dit nie. Ek verstaan dit regtig nie. Ek kom eens lees verder. Vers 15, en kyk, ek is met jou en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan, en ek sal jou terugbring na hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel. Dalk het die engele regtig op hy spot op en af geklim op 'n leer. Maar engele kan moes vlieg. Hoekom met hulle leer klim? Anyways.
Toe staan Jakob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op. En hy het olie daaroor uitgegiet. En hy het die plek Bet-El genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jakob het 'n gelofte gedoen en gesê, as God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees. En van alles wat u my gee, sal ek aan u sekerlik die tiendes afstaan. Nou hier praat hulle van die tiendes en ons het nog nie van die tiendes gelees nie, nê. En hulle het ook vroeër gepraat in een van die hoofstukke in Genesis van die gebooie en ons was nog nie bekend gestel aan die gebooie hierso nie. Dit is net vir my interessant. Ek is sommer kwaad vir Jakob. Maar okay. Ek het besluit om die Bybel te lees van voor na agter, om God beter te leer ken. Dis hoekom ek hierdie video's maak, sodat ek my learnings kan share. En ek het nog baie om te leer. En ek hoop julle leer van hierdie video's. Nogmaals baie dankie dat julle my gejoin het. Julle moet 'n mooi dag verder hê. Bye bye.